Môre, dis donderdag, dis die 26ste Maart en baie dankie vir al die boodskappe, mense wat gou hier kom inloer het hier op Gobabis en ietsie aangedra het. Baie dankie, julle is great almal. Ek waardeer dit geweldig en beteken vir ons baie. Ek het nogal 'n uitdagende dag gehad. Soos ek genoem het die verkoue my maar weer sleg gevat, maar ons goeie dokter het gou vir my medisyne gegee. In die tussentyd was my stem hier op 20% en toe moet ek nog roudiens gaan hou en die krag is af, so daar's nie luidspreker nie. En toe nou ons gisteraand so oop aand het en baie kom kuier, dit was baie lekker gewees. Toe breek daar reën uit en toe moet ons alles weer indra, maar jy kry 'n klomp skape in 'n kraal en dit was sommer baie lekker. So baie dankie aan almal. Ons gesels met mekaar oor Jakobus. En Jakobus sê vir ons, hy praat dan van ons ken vir Jakobus as die boek wat sê, moenie net vir my sê jy glo nie, maar ek wil ook jou geloof sien in jou dade. Nou dit is te onderskei van om te probeer hemel toe te gaan deur goeie werke, nee. Hier gaan dit oor geloof wat gesien word en bewys word as te ware. Maar kom ons gaan verder, want ons het gister vasgehaak by 'n teks wat nogal bietjie moeilik is. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. En ek gaan nie weer alles herhaal nie. Nou kyk ons na vers 3, want soos julle weet, dis nou Jakobus 1 vers 3, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle staat om te volhard. Nou hier is dit weer baie interessant. En veral hierdie volharding is baie belangrik binne in die godsdiens. Ek kan onthou toe my vrou nog haar besigheid gehad het van direkte verkope, het sy vrouens gehad wat met 'n vaart wegspring. Jy weet, dit laat my so baie dink aan die 50 meter, die 60 meter of die 100 meter. Hulle spring met 'n vaart weg en dit is altyd 'n wenner om goed weg te spring. Maar die groot probleem is, dit kan nie daar bly nie. Jy moet ook volhard en end uit hardloop. Want wat dan gebeur is, vir Izaan as area bestuurder en later as regional bestuurder van die streek of die, ek wil amper sê van Namibië, was dit baie moeilik om 'n besigheid te bou met mense wat so op en af besigheid doen. Die een maand verkoop hulle geweldig en as daar 2-3 maande wat leegloop. En dan doen hulle weer iets of hulle begin met 'n vaart en dan verdwyn hulle as te ware. En dan kry jy weer daardie vrou wat sy piek nie, maar dis 'n stadige groei. En jy kan maar weet, sy bring haar 100.000, 200.000, 300.000 verkope, bring sy stelselmatig in maand vir maand en kan jy daarop reken en kan jy ook daarop begroot en kan so mens weet, maar ek bring elke maand soveel huis toe, so ek kan dit en dit bekostig. Nou in die geestelike lewe het jy dieselfde ook. Jy kry ouens wat inkom in die godsdiens in met 'n verskriklike big bang, né? En dan sit hy die kant toe en daai kant toe en hulle is in die kerk en hulle is in die orkes en hulle is op die preekstoel en selfs ook teologiese studies wat hulle maak. En iewers langs die pad, soos die Bybel praat van 'n Demas, vervlou dit en raak hulle stadig maar seker weg. En dis nogal 'n probleem, dat 'n mens dan nie konstant bly nie, né? Jy raak weg. Slegs een geneeste malaats wat kom dankie sê, vertel die Bybel. Baie, Demas was een van hulle, het die teenswoordige lewe
liefgehad. Dan dink ons byvoorbeeld ook aan die briewe van Openbaring. Jy het jou eerste liefde verlaat. Jy het my nie meer so lief soos in die begin nie. En dit is die gevaar van 'n huwelik ook. 'n Verliefde paartjie wat oorhoops is met mekaar. Maar wanneer hulle getroud is en die huwelikslewe sy tol begin eis en daar's kinders en daar's 'n huis wat moet betaal word, stadig maar seker, dan leef die twee uit mekaar uit, elkeen in sy eie rigting en hartseer egskeidings wat daarop uitloop. Dit is ook die gevaar wat in die kerk kan plaasvind, dat ons met 'n CSV-kamp of 'n radikale bekering of 'n Big Bang kan in die gemeente ingaan, in 'n kerk begin en dan iewers langs die pad val dit plat. En nou kom die Bybel en sê, ons moet in volharding end uit volhou, sonder enige tekortkoming. Here, ons kom bid daarvoor, dat ons sal end uithou. Amen. Mag jy 'n mooi donderdag beleef. Mooi loop.